Jy moenie in 'n motorkar ry nie. 20% van alle sterfgevalle is in 'n motorkar. Jy moenie by jou huis bly nie, want 17% van alle mense gaan in hulle huise dood. Jy moenie op die straat en veral nie op die sypaadjies loop nie, want alle sterfgevalle, 14% van dit is voetgangers. Jy moenie per lug of per spoor ry nie, want 16% van die mense gaan daar dood. En van die oorige 33% sterf 32% in 'n hospitaal. Moenie in 'n hospitaal kom nie. Maar daar's goeie nuus ook. Net 0,001 mense sterf in die kerk. En nog minder in stilte tyd. So die kerk is die veiligste plek. Ja, kom kerk toe, net 0,001% mense sterf tydens eredienste en nog minder tydens stilte tyd. Kom kerk toe en lees jou Bybel. Ek is besig om jou lewe te red vanmôre. Ja. Paar afkondigingkies. Die Here beloof. Ek het 'n situasie beleef waar ek uitgedaag is my geloof, vuur uitgedaag is. Dat iets gebeur en toe sê die persone wat daar is, die Here moet nou 'n ding doen. Dan sal hy glo ook, maar die Here moet nou 'n ding doen. En ek het net maar soos Nehemia by die muur so 'n skietgebedjie opgesê. En wat het gebeur? Niks. Hoe bewys ek God? Ek was eers vrek ongemaklik geweest oor die kruiheid. En toe was ek nou behoorlik die kletter in. Was vies. En toe kom daar nou so 'n stuk vrede oor my. Want die ding rondom God word genoem geloof. En geloof werk net met beloftes. Maar in daai eerste een van die Pinkster sit hom net vir my op asseblief. Daar's hy. Ek wil hierdie Pinkster praat oor geloof en ek wil nou nie die gewone dingetjie sê van geloof is 'n vaste vertroue en 'n sekere kennis nie. Vanmôre wil ek praat oor Romeine 16. Geloof is om jou ketel, as jy jou ketel sien om nog steeds te glo. En vanaand wil ek praat oor Eksodus 5. Geloof is nie om in God te glo nie. Want ek glo en toe steur God hom nie aan my nie. Ek wil vanaand daaroor gesels. Môre aand, ja, daar sê Eksodus 14, geloof is nie om in God te glo nie. En dan Dinsdag aand, Eksodus 24, geloof is om te sê ek wil God sien, maar ek sien niks nie. En Woensdag aand wil ek met Jesegiel 37 is daai storie van die geraamtes, daai beeld wat hy sien. By geloof is om die geraamtes te kies wat ek kan sien en geloof kies wat ek glad nie kan sien nie. En Sondagoggend by die nagmaal, geloof is nie om te probeer om jou lewe reg te maak nie. Ook nie eers om God te probeer dien nie, dis heeltemal iets anderste. En dis Sondag aand, Maandag aand, Dinsdag aand, Woensdag aand. Woensdag aand gaan ons nog sop eet. Dis net die 4 aande. Asseblief. Ek kan nogal lank preek as ek wil. Maar hierdie goed het te kort gemaak. Kom leer saam met my. Vanoggend geloof is om te glo al sien jy jou ketel. Want geloof werk met beloftes.
En 'n belofte is 'n belofte. Ek hoef dit nie te bewys nie. Ek kan dit nog nie eers sien dat dit waar is nie, want dit lê in die toekoms in. En al wat ek kan doen is ek kan vashou aan dit wat in die verlede gebeur het met 'n belofte. Ek kan nie geloof bewys nie. Maar ek weet dat die Here het op 'n bonatuurlike manier in my lewe ingegryp. En dit het fondamente geword en dis geloof. En beloftes het gevolge. Altyd. Daar en hier. En ek wil hierdie diens begin met hierdie belofte uit Hosea 10 uit. Kyk die gevolge hier en daar. Saai volgens my wil. En die gevolg? Julle sal my liefde oes. Die Here sal na jou kyk. Ploeg vir julle 'n nuwe land oop. Ek is nie 'n boer nie, maar toe ek nou oor die teks sit en nadink om 'n nuwe land oop te ploeg, is seker ook nou nie die maklikste ding nie, want daar's 'n klomp klippe en wortels en al die goed. Hy sê, doen vir my die moeite, ploeg vir jou 'n nuwe land oop. Want dit is nou die tyd om na my wil te vra. Sodat ek kan kom en goeie dinge oor jou uitgiet. Dis geloof. Vra na my wil. Ek sal dit met jou laat goed gaan. Wat dit ook beteken. En daarom wil ek jou vanmôre seën, doelbewus. Ek wil die seën van die Here oor jou uitspreek, dat die Here dat jy kan hoor en ervaar dat die Here maak jou so toe. En hier in hierdie erediens dat hy ons so toemaak, dat die duiwel nie inkom waaroor ek wil preek en in my kop kom klim en weer vir my klop stories kom vertel nie. En ek doen dit uit 2 Korintiërs 13 uit. Dis die woorde waarmee Paulus al sy briewe afsluit. Die Here Jesus sal verseker vir julle sy genade gee. Die tweede ene, die Vader sal beslis aan jou sy liefde gee, sy versorging gee en die Heilige Gees sal by jou bly. Mag jy die Here se teenwoordigheid vanmôre so beleef. Beloftes wat waar word. Kom ons sing. En onthou tog daai ou liedjie? Ek is 'n suurtuur, maar ek is darm hier. Kom ons jou. Die krag van geloof. Toe sien ek my ketel en ek staan weer op. Wil jou uitnooi om saam met my te bid voor ons hierdie woord lees. En dis 'n gebed na aanleiding van Eksodus 33 wat die Here vir Moses sê, as ek gaan by jou verbykom, gaan ek jou 'n klipskeur toemaak en my hand oor jou sit, dat jy my nie sien nie. As jy my sien, gaan jy dit nie oorleef nie. En dan kan jy my van agter af sien. So die Here het 'n beeld vir hom gegee. Na aanleiding van die gebed, die Bybelse kom bid saam met my. Here, as ek soos Moses in 'n klipskeur kon staan terwyl hy verbygaan, sou ek gesterf het. Selfs al sou hy hande my toegemaak het. Want Here, ek is so ongewoond aan heilige lig. Ek leef soos bleek insekte wat skarrel wanneer 'n mens hand hulle klip verskuif. Ek leef in die blou flikkerlig van televisieskerms en in die rooklig van my eie partytjies.
en ek word bang. Wanneer die tyd kom, dan sal ek in u lig moet staan. Dan sal ek anders as Moses daar in die skeur u in die gesig moet kyk. Here, lei my nou dieper in die lig wat van u uitstraal. Maak my meer en meer gewoond aan u. Amen. Romeine 16 vers 19 en 20. Dis die laaste woorde, sy slotwoorde van sy brief wat hy skryf aan die gemeente. Dis groetwoorde. Vers 19 aan almal het gehoor van julle gehoorsaamheid aan die evangelie. Ek is baie bly oor julle en sou graag wil sien dat julle alles, kyk nou, twee dinge. Ek sou graag wil sien dat julle alles weet van die goeie en die tweede een en niks wil weet van die slegte nie. 3 blessings. God wat vrede gee, die eerste een. Tweede een, sal die Satan spoedig onder julle voete vertrap. En die derde een, die genade van die Here Jesus is by julle. Geloof. Toe sien ek my ketel en toe staan ek op. Christene kan droog maak, né? Behoorlik. En ons reageer baie verskillend op die droogmaak. In die eerste plek, het lyk vir my dit pla die meeste Christene nie. Want hulle verstaan nie die krag van sonde nie, hulle verstaan ook nie die krag van geloof nie. Die meeste Christene dink dat hierdie goed is 'n saak van voorkeur en afkeur. Of ek by die reëls wil hou of nie, dit gaan oor my voorkeure of my afkeure. En dit maak die lewe leeg. Want dit is my lewe. En ek doen wat ek voel wat vir my reg is. Dan doen ek dit. En ek het 'n aaklige vermoede dis die lewe van die meeste Christene. En daar's nie veel diepte nie. En hulle is gewoonlik aan die hardloop na nog iets toe. Dit pla hulle nie. Dan kry jy ander Christene wat oop en bloot val voor mense se oë. En dit maak seer. Want dit bring die Here maak die Here in sy kerk seer want mense lag vir die Here in sy kerk dan. En dan gaan Christene modder toe. En niemand weet dit nie. Dis net jy en God wat dit weet. En dit maak net so seer. En dit is seker die ergste van alles. Want jy leef so 'n lewe van voorgee. As jy daar kom, dan maak jy asof alles reg is en jy lyk reg. Maar as jy hier is daar dinge wat ten hemele skree. En ons weet dit wat ons doen is verkeerd. En ons wil skoonkom. En ons het goeie voornemens. En dan gaan jy. Maar keer op keer dan sit jy op 'n hoop en jy weet dit het nie gewerk nie. En wat dit sleg maak
is die duiwel weet presies waar is daai ding in jou lewe. En hy slaat jou so. Die hele tyd. Hy slaat jou ongenadiglik met daai ding. En die gevolge van hierdie goed is wreed. Grootste een is skuldgevoelens. In die week sê 'n vrou vir my, sy wens net sy kan van hierdie skuldgevoelens ontslaa raak. Want vir 'n rukkie is hierdie goed heerlik. Want dis 'n onwettige avontuur. Maar na so 'n rukkie dan begin die dinge verkeerd loop. Want jy het beweeg op die terrein van die bose. En hy vat jou soos die spreekwoordelike lemoen en hy druk jou op pap en dan suig hy jou uit en as hy klaar is met jou dan gooi hy jou weg. En jy weet jy het misluk. En jy seer gemaak en jy weet jy het ook seer gemaak. En jy voel aklig. Want jy weet dit het begin by 'n leuen. Behalwe die skuldgevoelens, 'n ander gevolg is kritiek. En 'n kritiese mens gee homself altyd weg, né? Want dan praat ek daar oor 'n ander een se modder en ek steek my eie ketelvallery steek ek weg. En dan praat ek oor die ander een se krake. En dan vlieg jou selfbeeld ook mos by die deur uit. Want jy glo nie meer in jouself nie. Jy het soveel keer probeer, jy het soveel keer misluk. En jy probeer voorgee wat jy nie is nie. En dan begin ander dinge kop uitsteek. Jy word 'n groot bek wat baie praat of jy word een wat jouself onttrek en een kant toe hou. Jou slaap raak weg. Depressie kom kuier. Jy doen dom dinge. Kinders van die Here kan val. Behoorlik. Maar as die storie nou net hier gestop het, dan was ons nou vanmôre tussen die duiwel en die diep blou see. Want hier eindig dit nie. En die 2 versies in Romeine wat ek gelees het, sê 'n paar dinge. En die eerste een is, en dis verskriklik belangrik. Jy val as 'n kind van God. Jy's nie gemors nie. En jy bly 'n kind van God. Want God bly God. En daar's nie een oomblik dat God nie God is nie en God bly nie. Al het jy geval. En die tweede ding wat vir my hier uitstaan, hy sê ek wil hê julle moet alles weet van die goeie. En nou is die vraag, twee vrae is, wat is weet? En wat is die goeie? Wat is die goeie? En ons maak dit onnodig moeilik deur te sit en redeneer oor goed. Wat is die goeie? Die antwoord is baie eenvoudig. Dit wat die handleiding sê is goed, dis goed. En dit bly goed. En jy moet hierdie waarheid in jou kop kry, sodat jy presies kan weet wat is goed en wat is nie goed nie. Jy redeneer nie daaroor nie.
Hy sê ek wil hê julle moet alles weet van die goeie. En die tweede een is hy sê julle moet niks weet van die slegte nie. Wat is die slegte? Alles wat nie van God afkom nie, is uit die hel uit. En jy moet dit uit jou kop uitban. Maar dit is ongelukkig nie so maklik nie. Jy sien in die Openbaar kry ons nog op 'n manier hierdie ding reg. Want niemand sien wat gaan binne in jou kop aan nie. Want al wat jy hoef te doen in die Openbaar is om niks te doen nie. En dan bluf jy jouself en jy bluf die mense. Maar dit wys nie wat binnekant in jou aan die gang is nie. Want die hele oorlog tussen God en die bose word in hierdie 10 sentimeter tussen my ore beklei. Die een wat my denke beheer, die een wat my kop beheer, beheer my fondamente en dit beheer my lewe. Want my denke, my fondamente bepaal my dade, dit bepaal my gevoelens. Ek lees van die ou Franse filosoof Descartes wat gesê het, uitgesproke ateïsme, het gesê in Latyn cognito ergo sum, I think, therefore I am. Wie jou denke beheer, het jou. En daarom dat hierdie handleiding dit so sterk op die hart druk, dat laat God toe om jou denke te vernuwe, om dit te beheer. En nou is daar 'n lastige vraag. Waaraan dink jy die meeste van die tyd? Wat weet jy van die goeie? En hoeveel weet jy van die kwaad? En ons probeer onsself uit hierdie ding uitwikkel deur nie regtig die ding te wil antwoord nie. Ons hoor dit, maar kom daar. Want daai antwoord, wat weet jy van die goeie? Wat weet jy van die slegte? Dit wys vir jou vanmôre presies hier binnekant. Waar staan jy met God, met jouself en met jou mense? En hier's nie uitkomkans nie. Wat weet jy van die kwade? Want as jy die hele tyd loop en dink aan mense wat jou te nagekom het, dan gaan jy daaroor sit en kerm. En jy word 'n aggressiewe mens. En daai feit wat jy soek, jy gaan gewis daai risie optel. Jy gaan hom optel. As jy gedurig aan seks dink, is dit net 'n kwessie van tyd voordat jy gaan val. En jy gaan seer kry en jy gaan seer maak. As jy die hele tyd aan geld dink, dan is jy of besig om onder te gaan in jou armoede. Jy's bekommerd oor jou geld. Of jy is besig om geld te maak. En dan verval jy in 'n lewenswyse waar jy God nie meer kan vertrou nie vir jou lewe nie. En jou dankoffer is na alle waarskynlikheid 'n bedrag wat op diefstal neerkom. En as jy heeldag besig is met ander mense se foute, dan is jy besig om 'n ou bittergal te word. Want jy leef met kritiek. Och, en kan hulle nie aaklige mense wees nie. Want dan leer mense om jou te vermy, omdat jy so vinnig praat. En jy kan hulle seermaak.
Jy is wat jy dink. En dis hoe jy werklik is. Nou wat weet jy van die goeie? Kyk nou die vraagie. Wat weet jy van God? Wat weet jy van God? Want die antwoord hierop is die enigste manier hoe jy staande kan bly en hoe jy kan opstaan as jy geval het. Wat weet jy van God? Want jy sien Ketel se sondes werk met gevoelens wat jy voel. En om staande te bly werk met die feite van God. Ketel sondes werk met wat jy voel en om staande te bly werk met wat jy weet van God. En nou wil die bose van hierdie kant af kom en hy wil jou wys maak dat jy, eintlik maar hy wil jou wys maak dat jy is in beheer van alles. En jy moet in beheer van alles bly. En jy moet doen wat vir jou goed is. Dis sy manier hoe hy werk van die begin af. Dis 'n skitterende suksesformule. Hoekom sal hy dit gaan verander? Hy het dit in die paradys begin en hy doen dit nou nog. Die tragedie is net dat ons is te stupid om dit agter te kom want ons weet te min van God. Ek wil hê julle moet alles weet van die goeie, sê hy. Dink aan die goeie dinge van God. Hoe doen 'n mens dit? Kyk. Kry die boek in jou kop. Nou ek weet dit is vir ons mans moeilik want hier is nie veel in nie, maar kry die boek in jou kop. Laat God toe om jou denke te verander. Hoe doen 'n mens dit? Kry die boek in jou kop. Dit is so eenvoudig. Hierdie geloofding is so eenvoudig dat die meeste Christene dit nooit die krag daarvan ontdek nie want dit is te eenvoudig. Lees en leer die boek. Want elke keer as die modder jou roep en hy roep jou met 'n gedagte, dan jaag jy hom weg met die goeie dinge wat jy weet wat hy doen. En dit werk op 'n bonatuurlike manier. Kry die boek in jou kop en die Here werk op 'n bonatuurlike manier met jou. En die lank en die kort is hiervan is eenvoudig vanmôre. Jou stilte tyd. Want die een wat die Bybel lees, is die een wat die fight oor sy denke wen. En dis die een wat staande bly en dis die een wat opstaan as hy geval het. En dis geloof. Jy sien daar's nie 'n truc nie. Daar's nie 'n tegniek nie. Dis nie moeilik nie. Hou jou stilte tyd. En dan sê daai woord, daar's 3 blessings wat kom. En die eerste een is die Here gee vrede. Wat is vrede? Ons dink is 'n ding waar jy kom waar daar geen moeilikheid is nie. Vrede is nie die afwesigheid van moeilikheid nie, dit is die teenwoordigheid van God.
kry God in jou kop. Want dan is die geveg nie meer joune nie. En dan leer jy dat die Here kyk wragtig na my. Selfs in die moeilikste omstandighede kom daar kalmte. En dit maak nie vanmôre saak wat jou situasie is nie. Hoe skeef dinge geloop het nie. Hoe seer jy gemaak het nie, hoe seer jy gekry het nie. Hoe diep jy geval het, hoe vlak jy geval het nie. Jy kan vanmôre net een van twee dinge doen. Daai goed bly in jou kop. En dan broei dit kleintjies uit. En dan word jy 'n verwonde siel. Bly in jou kop of nie. Tweede ding. Jy dink wat Paulus in Kolossense 3 skryf, hy sê jy dink die goeie dinge van God wat daar bo in die hemel is. Want dan laat jy God toe om jou in sy wêreld in te vat waar daar genade is, waar daar hoop is. En dan kan jy opstaan. Want dan maak geloof vir jou horisonne oop van hoop en genade. Dink dit. Leef dit. Hoe? Jy begin met die Bybel in jou kop en jy oefen dit in. Eerste blessing is, die Here gee vir jou vrede. En die tweede een, hy sal die Satan onder jou voete vertrap. Kyk mooi na hierdie woorde. Dis nie 'n belofte wat daar iewerste ander kant Mars vervul word nie. In my leefwêreld, onder my voete, vervul die Here hierdie belofte. En daar waar die bose vir jou so aanloklik wat vir jou sê, waar jy jou so aanloklik roep, kan jy jou voet neersit en sê, nee. Hoekom? Want ek glo, ek het geloof in hom wat opgestaan het. Kyk wat het hy gedoen. Jesus het in die sterk man se blyplek, die dood, die hel ingegaan. En toe klim hy daar uit. En toe hy daar uitklim, toe ruk hy die poorte van die hel uit. En hy het elke stukkie mag en krag, die feit dat hy uit die dood uitgekom het, beteken hy het alles gebreek. En Pinkstertyd sê hy is in my. En nou kan ek dit ook doen. Hy is die wenner, ek is saam met hom die wenner. Hy het die blikskottel onder sy, amper sê ek het verkeerd. Hy het die blikskottel onder sy voete gaan vertrap. Ek kan dieselfde doen. Jy sien, ek heers oor die hel. Nie anderste om nie. Moenie jou ore uitleen en glo dat jy is 'n arme sukkelaar wat nie kan opstaan nie. Jy is God se prins en prinses. En 'n belofte wat vir my al hoe meer betekenis kry, Galasiërs 4. Ek is die volle erfgenaam van God. Alles wat hy het, is myne. Ek sal nie my ore uitleen vir die gemors van Satan nie. Ek staan op. Kom ons maak hom prakties. Het jy nie geheime gevou
jou ketel gesien in die geheim. Die Here weet daarvan. En dis net 'n kwessie van tyd, dan gaan dit uitkom. Het jy geval en jy kan jouself en ander nie in die oë kyk nie, omdat jy skaam is? Of dalk pla dit jou nie eers nie. Maak dit reg. Staan op. Handel dit af. En hoor die woord van die Here Jesaja 30 wat die Here sê, ek is gretig om jou genadig te wees. En met respek nou, hoe lyk gretig? Staan op, maak reg, die Here is gretig om jou genadig te wees. Trap die bose se kop in die grond in en staan op. Want 1 Korintiërs 10 staan ook nie verniet in die Bybel nie. Die Here sê as die versoeking kom, sal ek vir jou die krag gee om staande te bly. Ek en jy kan regop bly. En as ek val, kan ek opstaan. Bedink dit en leef dit. Hoe kry die boek in jou kop? Die derde blessing wat hier uitkom, hy sê die genade van die Here sal by julle bly. Wat is genade? Niels gee elke keer as hy my sien, dan gee hy vir my 'n lekker. In sy manier van dankie sê. Niklas, te loop, daai mense het sy yskas reggemaak, het my niks gevra nie, hoor. Wat is genade? Dis om 'n geskenk te kry van iemand af wat vir jou goed is. En meestal omdat jy dit nie eers verdien nie. En dit is hoe God met my werk. As jy jou kop weghou van Satan se geite en jou hier in jou kop besig hou met God, dan kry jy genade op genade op genade. En weet jy, daar's nie een oomblik dat God nie aan jou dink as heilig nie. Kolossense 1. Daar's nie een oomblik dat die Here aan jou dink en oor jou droom as die wenner, sê Romeine 8, as die wenner wat die eerste prys kry nie. Daar's nie een oomblik wat hy nie aan jou dink as die kragtige een wat nie vir die bloue hel en die bloue duiwel stuit nie. Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Hy dink die hele tyd aan jou dat jy so kosbaar. Ek is bereid om vir jou op te tree as jou borg en jou advokaat in die hemel. Dit is die genade wat by jou is. 24 uur van die dag, 7 dae van die week. Ek is so begenadig as wat kan kom. Ou in die straat sê ander dag vir my, I'm so full of grace I can kick a bin. Toe dink ek, ja. Ek is so begenadig as wat kan kom. En dit verduidelik nog meer. Hoekom ek nie rubbish is as ek val nie. Maar ek val as 'n kind van God. En dit verduidelik ook hoekom ek moet opstaan as ek geval het en nie kop hoef te verloor nie.
Want geloof gee brute krag, fondamente onder my en in my. En nou kom die Psalm ook nog en hy sê hierdie genade sal my volg tot in my lengte van dae. En my gunsteling teks Dawid sê, 10,000 kan kom. 'n idee wat ek doen nie. Maar met my God loop ek 'n bendestorm. En met my God spring ek oor 'n muur. Toe ek begin het ek gevra, wat gebeur as ek val? En ek marginaliseer nie nou die val nie en ek sê nie dis nie belangrik nie, inteendeel. Maar dis eintlik 'n onnodige vraag. Want my kop mag nie op daai goed fokus nie. Wie ons glo die vervlakste leuen van as ek val, dan moet ek dit gaan uitsorteer. Jy kan nie. Want as jy hom vat, is dit die volgende, is die volgende. Dis die verkeerde ding. Die saak waarmee ons moet besig hou is God. Doen die God ding. Doen vanaand daaroor praat. Doen die God ding. Hou jou besig met die vrede en die genade en die vertrapping van die hel onder jou voete. En daarmee bemoedig die Here ons. Geloof is nie 'n teorie nie. En daarmee moet ons lewens en ons denke val. En daarmee sal die Here my in sy genade dra. Prys die Here. Amen. Ek het gisteroggend na 'n lied van Prophet gesit en luister. Dan moet ek glo al roep die sonde kom. En dan moet ek glo al roep 1000 paaie, maar daar's net een pad wat lei na hom. Dan moet ek glo. En ek dink weer aan Markus 9 wat ek verlede week oor gepreek het. Wat die Pa vir Jesus sê, ek glo, maar kom my ongeloof tegemoet. Ek is nie 'n supermens nie. En hierdie geloof wat krag gee, wat ek noem, al sien ek my ketel dan staan ek op. Dis 'n rotsvaste geloof. Ek glo. En ek wil jou uitnooi om saam met my te bid rondom daardie geloof. Kom ons bid saam. Ek glo, Here. Al skreeu alles rondom my, moenie glo nie. Ek glo, Here. Al lyk dit asof alles wat goed is, pad gee in hierdie lewe. Al lyk dit of my eie lewe weghardloop. Ek glo, Here. Want ek het my lewe gevestig op die woord van 'n vriend. Op u woord, Here. Ek glo. Al kry ek swaar. Ek glo, Here, al sien ek oral die haat van mense teenoor mekaar. Ek glo al hoor ek kinders huil en vrouens gil. Ek glo omdat ek u belofte glo. Dat u na my kyk en dat u terugkom na ons toe. Omdat ek glo dat u nou reeds by ons is.
in die moeilikste ure, in die donkerste sonde, in ons diepste vrese. Ek glo dat die deur die Gees by ons is en ons van oral oor met die liefde en die lig toemaak. Ek glo, Here, maar help my in my ongeloof.